Ons is by die 4de speek van ons gebedswiel. Ons kyk vandag na die kosbare oomblik wanneer ons voor die Here, ons het nou rustig geraak voor hom, wanneer ons skoon maak, gereed om met hom te praat. Here, in u teenwoordigheid is dit heilig, is kosbaar. Dit is so voorreg om by u te kan wees, deur u gevorm te word. Wil u vandag vir ons leer. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees Lukas 7 van vers 36 af. Een van die fariseërs het hom genooi om by hulle te kom eet. Hy het toe in die huis van die fariseër ingegaan en aan tafel plek ingeneem. 'n Sekere vrou in die dorp wat 'n sondige lewe gelei het gehoor dat hy in die fariseër se huis aan tafel was. Sy bring toe 'n albaste flesie met reukolie en gaan staan agter Jesus by sy voete en huil, sodat haar trane op sy voete begin drup het. Daarna het sy sy voete met haar hare afgedroog, hulle gesoen en met die reukolie gesalf. Toe die fariseër wat hom genooi het dit sien, sê hy by homself, hy, as hy 'n profeet was, sou tog geweet het wie en watter soort vrou dit is wat aan hom raak, dat sy 'n sondares is. Maar Jesus spreek hom aan en sê, Simon, ek het iets om vir jou te sê. Meneer, sê dit maar, antwoord hy. Toe sê Jesus, 2 mense was nie skuld by 'n geldskieter. Die een het R500 geskuld en die ander een 50. Omdat hulle niks gehad het om mee te betaal nie, het hy die skuld vir hulle albei kwytgeskel. Wie van hulle sal hom die meeste liefde bewys? Simon antwoord, ek veronderstel die een vir wie hy die meeste kwytgeskel het. Jou antwoord is heeltemal reg, sê Jesus. En hy draai na die vrou toe en sê verder vir Simon, sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom en jy, water vir my voete het jy my nie gegee nie, maar sy, met haar trane het sy my voete nat gemaak en met haar hare het sy dit afgedroog. 'n soen het jy my nie gegee nie, maar sy het vandat sy hier ingekom het nie opgehou my voete te soen nie. My kop het jy nie eens met olie gesalf nie, sy het my voete met reukolie gesalf. Ek sê vir jou, omdat haar sondes wat baie is vergewe is, daarom bewys sy baie liefde. Maar hy vir wie min vergewe is, bewys min liefde. En Jesus sê vir haar, jou sondes is vergewe. Toe begin die wat saam aan tafel was onder mekaar sê, wie is hierdie man, dat hy selfs sondes vergewe? Maar Jesus sê vir die vrou, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Tot sover. Vers 47, omdat haar sondes wat baie is, vergewe is, daarom bewys sy baie liefde. In die Onse Vader is daar 'n vers waaroor baie geskryf is. In Matteus 6 vers 12 sien ons dat Jesus sê, Vader vergeef ons, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Vergeef ons soos ons die vergewe wat teen ons oortree. En mense vra daaroor, beteken dit nou dat God ons nie vergewe as ons ander nie vergewe nie? Wel, die feit is, hy kan ons nie halfpad vergewe nie, hy vergewe ons volledig of hy vergewe ons glad nie. Maar wat wel 'n invloed het, is dat die verstaan van ons vergifnis vir ons 'n groot rol speel in die uitlewing van ons geloof. Dit wat ons verstaan van vergifnis. Mense hoor baie keer as mense bid, sluit hulle gebed af met en vergewe al ons sondes. Amen. En daar wil God ons stop en sê, wag, ekskuus. Wat bedoel jy met vergeef al ons sondes? Brei bietjie vir my uit. Kom ons gesels bietjie oor die sonde wat jy gedoen het. En dis die wonder van ons geloof, dat die sonde wat ons gedoen het, ons het nie hoef af te werk nie, dit moet minder maak en dan sal God van ons hou nie. Die sonde wat ons doen, gee vir ons 'n aanduiding van hoe groot ons moeilikheid is en hoe nodig ons het dat God ons vergewe.
As mense dalk met 'n verhaaltjie kan illustreer, gestel ek as jong kind gaan in my pa het daar in die Drakensberge gebly in Witsiehoek, en ons het baie keer die berge gaan klim, is geweldig, die berge wat oor die 3000 meter hoog is. En gestel ek is 'n 16-jarige kind, stap bietjie vooruit, hulle kom aan, en dit is so oorweldigend. Ek weet een keer toe ek so vooruit gestap het 'n bobbejaan 'n klip laat skud hoog teen die berg, en ek sien daar begin die klip te kom, en die kom die klip en hy kom by my verby, en die volgende oomblik kom daai klip voor my verby, maar teen 'n geweldige spoed. Ek het nie besef hoe vinnig so 'n klip teen so 'n berg kan afkom nie. En met dit in gedagte, gestel ek is nou ver voor my pa, ek sit en wag vir hulle, is verveeld, en ek weet ek moet dit eintlik nie doen nie, maar hier's mos nou niks nie, en ek vat 'n klip en ek gooi hom hier teen die berg af, en ek sien hoe spring hy, en daar gaan hy, en oor 'n afgrond gaan hy, en dis interessant, ek vat 'n groter klip en ek gooi hom af, en so hou ek aan, ek gooi 'n klomp klippe af, en toe wil ek nou regtig groot gaan, ek sien 'n groot rots, maar hy is te groot om op te tel, maar ek sien toe as ek so agter hom inskuif, en ek druk my rug teen 'n rotswand, dan kan ek onmoontlik met my voete hier afstoot, en ek sit alles in jou werklik waar, dan gaan daar die klippe gee so een val wat die aarde so laat dreun, en hy begin om te rol, en hy begin die momentum op te tel, en hy begin ander klippe met hom saam te vat, en hierdie gaan hierdie klip daar oor die afgrond, ek sien hy raak weg, en dis ongelooflik, en ek gooi nog klippe af, en na rukkie kom my paal aan, net toe hulle aankom, hier kom 'n man van onderaf opgestorm, maar die man lyk sleg, jy kan sien, iets het hom getref, en hy sê, is jy mal, ons is besig om hier onder te kamp, en jy is besig om hierdie klomp klippe op ons af te gooi, ons goed is vernietig, daar is mense al dood, hordes mense het seer gekry, en net toe kom my pa aan. Wat doen ek? Sê ek vir my pa, ekskuus pa, gaan kyk net bietjie wat daar aangaan, want ek is 16, hulle kan my nie aanspreeklik hou nie, my pa het die moeilikheid, gaan kyk net bietjie wat gaan daar aan. En dis waar my pa vir my sê, nee, kom saam met my, en ons gaan kyk wat gaan daar aan. My pa gaan dit hanteer, maar ek gaan baie goed weet, wat het hy vir my gedoen? En dis hoe dit lyk, as ons bid, en sommer maar net sê, en vergewe al ons sondes, waar God ons sal stop, en sê, nee, wag, kom ons kyk 'n bietjie, dan gaan ons dieper daarop in. En dis het nie die gedeelte gebeur. As Simon hierdie vrou sien, wat so geweldig sonde het, hy is bly, Jesus is daar, hy het ook 'n verhouding met hom, en hy is 'n gasheer wat vir sy gas sorg. Maar Jesus sê vir hom, daar is 'n reuse verskil tussen die vrou se siening van my, en jou siening van my. Vir my is ek maar net 'n gas, en jy versorg my, en jy gebruik my eintlik vir ander mense te wys hoe belangrik jy is, maar sy het baie sonde, en sy besef dit, en sy kom bely dit. En dis wat met sonde gebeur. Sonde is iets wat net so 'n versamelnaam gee, is al my sondes nie. Sondes is iets wat ek by die naam noem, en bely. En wanneer ek daardie belydenis begin doen, dan begin ek te besef, wat Jesus vir my kom doen het. En daarom is 'n belangrike deel van ons gebedslewe die stil word. En net dit wat die Gees op daai oomblik op my hart lê, ek kan nie alles bely nie, dis te veel. En ek kan ook nie maar sê, wel om veilig te speel, sê ek maar net al my sondes nie. Nee, ek stop, en ek noem dit by die naam. Wat lê die Gees nou in my hart? Dit mag moontlik wees dat ek iets oor iemand gesê het, waaroor ek nou skaam voel. Dit mag wees dat ek skuldig voel oor hoe ek geld spandeer het, of dat ek haat teenoor iemand het. Dit mag die feit wees dat ek nie liefde wys nie, en ek besef dit benadeel die mense wat saam met my is, of dat ek God nie volkome vertrou nie, en dan begin ek met God oor daardie faset te praat, en in daardie praat begin ek te besef hoe groot my moeilikheid is, en begin ek te besef hoe geweldig ek God benadeel het, en weet ek dat tussen my en God daar nou 'n belangrike gesprek voor lê, maar hy wil daardie gesprek voer met iemand wat skoon en rein is. En hier is die wonder. Ons dink dat ek daardie sondes dan moet begin los. Dis die eerste ding wat ek doen, ek moet dit net nie doen nie. Asof God van my hou omdat ek nie sonde het nie. Nee, ek het sonde,
Maar God hou van my omdat daar 'n plan met my sonde gemaak word. En daarom is 'n belangrike deel van my gebed: Here, ek het U benadeel. Ek het U naam oneer aangedoen. Ek het skade gedoen met my getuienis vir mense wat U wil volg. En ek kom na U toe en sê ek is in groot moeilikheid. Dis te groot die skade, daar's te veel mense wat seer gekry het, mense wat benadeel is. Ek is verskriklik jammer. En 'n mooi sê in Johannes 1 vers 8, nie in die eerste plek, as ons sê dat ons nie sonde het nie. Wat beteken ek verskoon my sonde? Of ek sou sê daar's ander wat erger as ek sondig, so wat ons so groot boei oor maak. Hy sê dan mislei ek myself. Dan gaan ek nie die krag en die vreugde van my verlossing geniet nie. Maar as ek my sonde bely, is hy getrou en regverdig. Hy vergewe my die sonde en reken my die ongeregtigheid nie toe nie. Hy laai dit as dit ware op Jesus. Hy los dit nie net nie, dan moet betaal word. Maar hy vat dit van my af, wanneer ek dit bely, en hy laai dit op Jesus. En Jesus betaal daarvoor. En hy sterf daarvoor. En ek besef, dis vir my sonde wat hy gesterf het. My sonde. En dis waar ek sê, Here, ek is so verskriklik jammer. Ek is jammer ek het dit aan U gedoen. En dan beleef ek die wonderlikste ervaring wat ek kan, dat God vir my sê, my kind, dis reg. Ek wou dit vir jou doen. Ek het jou oneindig lief. En dan word ek soos daai vrou, wat omdat ek die vergifnis ontvang het, dankbaar is, die begeerte het om die Here te verheerlik en om hom gelukkig te maak. Leef ek 'n dankbare lewe. Maar dit kan alleen gebeur as ek my sonde bely het. En daarom is sondebelydenis 'n belangrike deel van ons gebed. Dis iets wat ons nie moet sommer net vinnig oorgaan nie. Dis goed as ek met my sonde na God toe gaan. En nadat hy my bevry het van die las van sonde, dan kan ek in dankbaarheid begin om te wil doen wat reg is. Nie omdat ek moet nie, hy het my in elk geval gered, maar omdat ek wil, het kom uit my hart uit. En dan gaan ons volgende keer met gebed voort. Dan kom ons by 'n heerlike deel van gebed, wat gebeur nadat ons vergifnis ons eie gemaak het, dit aanvaar het. Here, dankie vir Jesus. Dankie vir sy sterwe. Dankie vir die offer wat hy gebring het om ons sonde weg te neem. Dat hy ons skoon gemaak het, dat hy my skoon gemaak het en dat hy dit elke keer doen wanneer ek weer bely. En dat ek elke keer weer daardie wonderlike ervaring kan hê van hoe sy liefde vir my lyk. Dankie dat U ons so lief het. Dankie dat U dit wys. En ons wil ook vir U wys dat ons U lief het. Amen.